Sommige dae is dit stil in die groot bos. Dan gaan die diere rustig voort met hulle daaglikse dinge. Hulle soek kos en water, maak hulle huise reg of bou sommer nuus. Dan kuier hulle ook oor en weer en die boskinders gaan ook skool. Een rustige oggend draf Jakkals al met die bospaadjie langs om by die rivier te gaan water drink, toe hy skielik 'n benoude geroep hoor. Hy gaan staan stil en ruik in die wind. Nee, hy ruik niks vreemds nie, want die wind waai so dat hy niks vreemds kan ruik nie. Net toe hy verder draf, hoor hy weer 'n verskriklike geroep. Ek wonder wat kan dit nou weer wees, wonder Jakkals. Ek het nou vanmôre nie lus vir moeilikheid nie, maar wag. Ek is mos 'n voorbeeldige Jakkals. Kom ek gaan kyk ten minste darm nou net weer wie so aan die kerm is. Jakkals loop so entjie in die rigting van die geroep en daar sien hy dit. Ou Tiantier sit vasgevang in die net van 'n wilddief. Die net is aan 'n boomtak vas en hang in die boom. Ag liewe aarde tog, ou kolletjie Sont, wat het jou oorgekom? Wil Jakkals by Tiantier weet. Ou Jakkals, ek is so dankbaar dat jy hier verbygekom het. Ek het hier in die paadjie afgestap rivier toe hierdie net skielik bo oor my val. Ek hang nou al vir ure hier. Ek is moeg en dors en honger. Ag, help my tog asseblief. Dis die wilddiewe wat hierdie net hier gestel het. Dit is 'n wip. En die wilddiewe sal seker enige oomblik hier wees om te kom kyk of hulle al iets in die net gevang het. En dan is dit poegaai met my. Ag, help my tog. Ou Tiantier is skoon op hol, so bang is hy. Hy smeek en huil deur mekaar. Aarde tog, maar dis nou vir jou 'n ding, sê Jakkals en krap sy kop. Maar wag so 'n bietjie, ou Tiantier. Net nou die dag wou jy my daar by die bessiebosse opeet. Hoe kan ek weet dat ek jou hierdie keer kan vertrou? Net nou help ek jou om hier los te kom en dan eet jy my net hier op. Julle tiere is erger as ons jakkalse. Skelm, baie skelm. Toe Tiantier mooi dink oor wat Jakkals sê, besef hy dit is waar. As dit nie vir Krokkie Krokodil is wat daar verbygekom het nie, sou ou Tian beslis vir Jakkals opgeëet het. Ek weet dit is nou te laat om te sê ek is baie jammer, maar asseblief jy moet my glo, ek is so moeg gesukkel in hierdie net. En as jy my help om uit die net te kom, sal ek enigiets vir jou doen. Net wat jy sê, ek beloof. O, nogal, sê Jakkals en begin dink aan iets wat ou Tier vir hom kan doen. Nou maar goed, ek sal jou losmaak, sê Jakkals en begin die net se toue afkou met sy skerp tande. En dit was nie lank nie, toe spring ou Tiantier uit die net. Ag my liewe ou Jakkals, hoe sal ek jou ooit kan bedank vir jou goeie daad? Jy het vandag my lewe gered. Tian is so dankbaar en rek sy bene. Nou kan jy vir my enige iets vra en ek sal dit vir jou doen, sê Tian vol dankbaarheid. Nee, sê Jakkals en sy oë glinster. Luister, my ou streepkykie. Jy weet mos van die dorp hier oor kan die rivier. Daardie klomp mense se broeke bewe as hulle weet jy's in die omgewing. Maar as jy nou vir hulle sê jy sal niks aan hulle doen nie, maar dan moet hulle vir jou baie kos gee. Ou Tier het dadelik ingestem. En so stap die twee toe verder af in die bospaadjie op pad na die dorpie toe. Hulle stap ewe netjies oor die Bessiebrug tot oorkant die rivier. Toe Tier nader kom aan die dorpie, het die mense in hulle huise ingehardloop en die deure gesluit. Maar toe sê Tiantier ewe vriendelik vir hulle dat hy hulle geen kwaad sal aandoen nie, mits hulle vir hom elke week baie kos gee. Hulle was so bly dat die Tier hulle nie gaan opeet nie, dat hulle vir hom 'n paar bokke en hoenders gegee het. Die dae het weke geword en die weke maande. En ou Tier het sy woord gehou. Die dorpsmense het baie lief geraak vir die vriendelike Tier en het selfs vir hom kos by hulle deure uitgesit. Maar ou Jakkals was baie trots op sy groot plan. Hy het die dorpenaars uit die skaduwees dopgehou en baie trots gewees op sy slinksheid. Een maandelignag kom Tiantier weer by ou Jakkals aan en sê: "Ag my dierbare vriend, jy het my lewe verander. Hoe kan ek jou ooit vergoed daarvoor?" Ou Jakkals was bly dat Tiantier dit so goed onthou het
en dat hy vir nog iets kon vra van ou Tiantier. Ag my ou goeie vriend, dit was mos vir my 'n groot voorreg en plesier om jou uit daardie bose wilddiewe se net te kon bevry. Maar as jy nou daarop aandring om my daarvoor te vergoed, nou ja, wat kan ek sê Jakkals vol mooi woordjies. Daar is nog iets wat jy vir my kan doen, Tian. Enige iets, Jakkals, sê net. Sê Tiantier, en sy oë is vol vriendskap vir Jakkals. Ek wil graag hê jy moet vir my beloof. As ek ooit eendag iets oorkom of in die gevaar is en ek jou hulp dringend nodig het, dat jy dadelik sal kom om vir my te help, vra Jakkals mooi. Na 'n paar jaar leef Jakkals en sy gesin lekker van al die kos wat Tiantier elke dag by hulle huis aandra. Maar op 'n mooi dag kom daar 'n bloeddorstige luiperd by Jakkals se huis aan. Al die diere het gebewe, want hulle was baie bang vir die skelm luiperd. Toe weet Jakkals, nou moet hy vir Tiantier in die hande kry en hom en die ander diere in die bos beskerm. Toe glip Jakkals by sy agterdeur uit en draf met die paadjie af, tot waar hy vir Tiantier vas aan die slaap aantref. Ou Tian, word tog wakker jong, hier is groot moeilikheid in die bos. Die luiperd van die noorde is hier en hy terroriseer al die diere hier. Ou Tiantier het hom lui uitgestrek en gesê, Moenie my nou pla nie, Jakkals, ek is moeg. En wat trek die ou luiperd my? Ek hoef tog net my eie gebied op te pas. Toe herinner Jakkals hom aan sy belofte om hom te beskerm as daar gevaar sou kom. My gedorie waar, ja, jy is reg, Jakkals. Jy het my lewe gered en ek het 'n belofte aan jou gemaak. Kom, ons gaan verwiller dadelik daardie aaklige ou luiperd. Jakkals en die ander diere was baie dankbaar dat Tiantier hulle gehelp het om die ou nare luiperd uit hulle gebied te verwiller. Toe kon die bosdiere weer in vrede saamleef en elke keer wanneer daar gevaar dreig, het Tiantier hom dadelik gehelp. En so het ou Tiantier en Jakkals groot vriende geword.